Okay mense, ons het al voorheen gepraat oor navigasie. Ek wil nou so 'n bietjie uitbrei daarop. Nou wat ek vir julle gesê het, is kry maar 'n kaartboek en as jy 'n kaartboek het, kry maar vir jou kompas ook. Of kry 'n kaart en 'n kompas. Is maar belangrike aspekte. Maar kom ons sê jy eindig op waar jy geen van hierdie goeters het nie. En jou foon het nou net geval en hy het anyway nie meer opvangs nie, so Google Maps is in sy kanonne en jy kan nou nie ergens kom nie, jy het nie 'n GPS nie. Jy is eintlik nou maar half gewors. En so nou, hoe gaan jy nou 'n navigasie kan doen sonder dat jy enige kennis het of 'n kompas het of jy het nie 'n idee waar sit die suiderkruis nie. Jy het nie 'n idee jy weet enigsins hoe die maan werk, as hy vol is nie, ensovoorts, jy weet, jy is nou eintlik gewors, jy het nou nie idee eers waantoe jy loop nie, jy verstaan nie eers dat daar padmerkers is nie, jy verstaan, die naaste waarop jy kan werk is dalk 'n bordjie wat sê, hierdie dorp is soveel kilos weg. Ok, so nou kom daar 'n paar goedjies in, en dis hoekom dit belangrik is, om op hierdie konsep maar ook te werk op die einde van die dag. Ons almal ry elke dag, maak nie saak waar jy is en waar jy bly nie, is daar maar bakens en sekere goed wat maar uitstaan bo ander goede. Om nou vir jou 'n eenvoudige voorbeeld te gee, kom ons vat iets soos 'n skool se rugbyveld. Gewoonlik hier, as jy nou in die stede bly, het hulle gewoonlik ligte, hierdie skerp ligte wat hulle in die aand mee sport speel. So dit is iets wat redelik hoog is, dis 'n goeie baken om vanaf te werk. So dan weet jy weet jy kan byvoorbeeld dit gebruik as 'n baken. As jy vat byvoorbeeld soos ek gesê het vroeër in padborde, as jy nou uit die stede uit is of wat ook al en jy wil na 'n ander plek toe gaan, padborde werk baie goed. Jy het padmerkers ook, maar hulle is nie altyd so goed in stand gehou soos wat hulle eintlik moet wees nie. Maar die borde behoort daarom redelik nog daar te wees, glo ek, in 'n mate. Soos jy weet, jy moet op hierdie pad beweeg. Jy weet, dan weet jy beweeg op daai pad en jy beweeg obviously nie bo op die pad nie. Neem maar kennis, want dan maak jy jouself nou weer 'n teiken, maar jy weet jy moet pad langs loop. So jy bly van die pad af, bly in die bosse, maar daai pad moet die hele tyd by jou bly. En so beweeg jy dan nou maar aan. En maak maar seker jy het 'n verkyker. Is baie belangrik. Jy weet, as jy sekere aspekte kry en jy moet kan van 'n afstand af kyk, baie belangrik dink ek is 'n verkyker. En dan moet jy jou navigasie maar van daar af werk. So mense, probeer die oefening doen terwyl jy nou nog werk en elke dag gaan verkeer sit op pad na jou werk toe en al sulke goeters. Begin bietjie die speletjie speel en kyk wat sal jy gebruik as navigasie, jy weet, tekens, en waartoe sal jy werk? Wat sal jy op werk? Gaan dit 'n kraglyn wees? Gaan dit byvoorbeeld wees jy weet 'n toring, sê nou maar radiokommunikasie toring? Gaan jy werk op 'n gebou? Gaan jy werk op 'n groot boom? Jy weet, daar is soveel aspekte waarna jy kan kyk. Mense noem dit maar landmerke op die einde van die dag. En as jy nou dink, 'n vrou hou nogal daarvan as sy jou pad verduidelik, dan sê sy vir jou, okay, jy weet jy ry na hierdie robot toe en dan ry jy, as jy by daai robot kom, dan ry jy verby hom. Jy weet nou, dit is baie funny eintlik, want dis makliker om te sê by die tweede robot ry net regs. Maar vrouens hou daarvan om so te navigeer, en ek dink is nogal belangrik om dis eintlik die manier om dit te doen, dat jy hierdie bakens, hierdie landmerke oral kan kry, en soos wat jy beweeg nader aan waartoe jy ook al wil gaan, om dit dan nou so te gebruik. En onthou om dit vir jou hele familie te leer. Dit help nie weer net jy as man of jy as enkel ma of jy as vrou doen dit nie. Dis belangrik dat die hele familie, en jy kan dit 'n speletjie maak, jy weet wat lekker is. Ek dink die meeste van julle behoort daai
speletjie te ken van my kleine oogie sien wat ook al. En is nogal 'n slim manier om die kinders ook 'n deel daarvan te maak om daai te leer, om te sien wat om jou aangaan en dit dan nou wel te gaan gebruik as 'n baken vir toekomstige jy weet as jy nou geen ander manier het om navigasie te doen nie, om wel by jou punt uit te kom waar jy wil kom. Okay mense, ek hoop dit help iemand, ons praat weer.